Goeiedag en baie welkom by vandag se videoles nog steeds in die hoofstuk van vergelykings en ongelykhede. In vandag se video gaan ons spesifiek kyk na kwadratiese vergelykings wat ons moet oplos en dan ook baie belangrik na die kwadratiese formule wat ons gaan aflei. Dit gaan egter nou hierdie jaar gebeur, dat 'n vergelyking nie deur faktorisering opgelos kan word nie. Met ander woorde, dit gaan nie maklike faktorisering en ook nie 'n moeiliker tipe 3 term wees wat jy kan doen nie. In so 'n geval gaan ons gebruik maak van vierkantsvoltooiing. Maar oppas, jy gebruik vierkantsvoltooiing slegs indien dit gevra word. Byvoorbeeld, hulle gaan vir jou vra, los die volgende vergelyking op deur middel van vierkantsvoltooiing. As dit nie daar staan nie, gaan ons net nou kyk na 'n formule wat jy spesifiek kan gebruik. Nou, om vergelykings op te los deur middel van vierkantsvoltooiing, maak ons gebruik van die CAB beginsel. Nou, daai CAB, C-A-B, kom van daai standaard vergelyking ax² plus bx plus c is gelyk aan 0. So weer eens, ons gaan met die a, die b en die c iets gaan doen. Nou, CAB gee vir die volgorde waarin ons gaan werk. So C is ons eerste iets wat ons mee gaan doen. So die C-waarde, die konstante waarde in jou vergelyking, gaan skryf jy aan die ander kant van die vergelyking. Die tweede stap is, jy gaan aan albei kante, linkerkant en regterkant, elke term gaan deel met wat ook al die A-waarde is. Dan, jy sal onthou uit die vorige video, het ons die helfte van ons B-waarde gekwadreer, gaan optel en gaan aftrek. Maar omdat ons nou vergelyking het, gaan ons aan weerskante dit gaan optel. So jy plus links en jy plus dan aan die regterkant. Laastens gaan jy faktoriseer en jy gaan dit gaan oplos deur die vierkantswortel weerskante te gaan trek. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld. Die voorbeeld word gegee, 2x² min 3x min 7 is gelyk aan 0. So ons heel eerste stap is om daai c, die konstante waarde, na die regterkant te skuif. So ons kry 2x² min 3x gelyk aan 7. Onthou CAB beginsel, so ons na die c gedoen, volgende is die a, so ons moet nou elke liewe term gaan deel met ons a. Nou in hierdie vergelyking is ons a gelyk aan 2, so ons deel elke term met die 2, so ons kry x² min 3 gedeel deur 2x gelyk aan 7 gedeel deur 2. Nou moet ons weerskante gaan plus met die helfte van die koëffisiënt van hierdie nuwe x, wat ons dan moet kwadreer. So die nuwe x is dan nou, sy koëffisiënt is dan daar die 3 op 2, en die helfte daarvan, helfte vermenigvuldig met die 3 op 2, in hakies gekwadreer, moet ons dan weerskante gaan plus. Kom ons vereenvoudig dit so bietjie. So in die hakies kry ons dan nou, dis die helfte van 3 op 2 is dieselfde as 3 op 4.
Nou kyk gou hierso, ek het as prins hierdie hakkie nog nie gaan kwadreer nie. Ek het aan die regterkant dit wel gaan kwadreer, want 3 op 4 gekwadreer gee vir ons die 9 op 16. Maar let nou op wat gebeur met hierdie spesifieke waarde. Wanneer ons dan nou gaan faktoriseer, die 3 term wat aan die linkerkant is, sal jy dan nou sien dat daai 3 op 4, daai waarde wat jy in daai hakkie kry voordat jy dit gekwadreer het, is presies die waarde wat jy hierso gaan sit wanneer jy gaan faktoriseer het. So spaar vir jouself bietjie tyd en moet nie hierdie hakkie gaan kwadreer voordat jy gefaktoriseer het nie. Onthou, die teken word bepaal deur wat ook al ons eerste teken daar sou gewees het. Nou gaan ons oplos deur middel van die plus-min vierkantswortel weerskante te trek. So as ons aan die linkerkant die vierkantswortel kry, dan het ons dat die kwadraat gaan wegval, x minus 3 op 4 is gelyk aan plus minus die vierkantswortel van 65 deel 16. Pas nou jou wortelwette toe, so met ander woorde, dis die vierkantswortel van 65 gedeel deur 4, en dan kan ons nou al die terme na die een kant toe vat, sodat ons vir x kan kry. Ons sien die noemers is dieselfde, genaamlik 4 in hierdie geval, so ons kry dan 3 plus min die vierkantswortel van 65, dit alles gedeel deur 4. Nou kom ons kyk bietjie na die kwadratiese formule. Want om met behulp van vierkantsvoltooiing te doen is regtig baie lank en mens maak nogal maklik foute. Nou die kwadratiese formule kom basies maar van die vierkantsvoltooiing metode af. So, vat die c na die ander kant toe en gaan deel met jou a-waarde. So jy sal sien, ons hou nou alles hier in terme van veranderlik is. Dan gaan ons mos nou die helfte van daardie koëffisiënt, daai b gedeel deur a, in 'n hakkie sit en gekwadreer en ons gaan dit weerskante plus. Dan kan ons mos nou die 3 term faktoriseer, so ons kry x plus b gedeel deur 2a gekwadreer en ons dan die regterkant dan nou net die kwadraat gaan vereenvoudig. Dan gaan ons die plus min vierkantswortel doen en ons gaan vir x alleen kry. Nou let weer op, jou noemer is klaar van beide dieselfde. So, ons kry dan ons formule x is gelyk aan min b plus min die vierkantswortel van b kwadraat min 4ac, dit alles gedeel deur 2a. So onthou dan nou, jou a, jou b en jou c waarde kom van jou vergelyking wat in sy standaardvorm ax kwadraat plus bx plus c geskryf moet word. So hierdie formule is 'n baie belangrike formule wat jy uit jou kop uit moet ken, want jy gaan dit nie noodwendig ontvang nie. Indien daar 'n negatiewe getal onder die vierkantswortel voorkom, dan het die vergelyking geen reële oplossings nie. So dis bietjie daai basiese kennis van jou getallestelsels wat jy moet ken. Kom ons bestudeer 'n voorbeeld waar ons spesifiek die formule gaan gebruik. So in hierdie voorbeeld is die vergelyking wat hulle vir ons gee nog nie in die standaardvorm ax kwadraat plus bx plus c nie. So kom ons gaan skryf dit eers in daardie formaat. So x gaan ons in die hakkie gaan inmaal, so ons kry 6x kwadraat plus x en die gelyk aan 2 bring ons dan oor na die linkerkant en dan kry ons die min 2. Nou is in die formaat ax kwadraat plus bx plus c. Met behulp van die formule, so onthou nou, x is gelyk aan min b, so wat is ons b-waarde? En dit is die koëffisiënt van x. Ons koëffisiënt van x is plus 1, so is min b plus min, weer dan die b gekwadreer, minus 4a, is die koëffisiënt van ons x kwadraat, en dan gemaal met die c. En die c is dan jou minus 2. So let daarop, die tekens gaan altyd saam met die koëffisiënte. Dit alles gedeel deur 2a, a wat 6 is, en nou is die lekker, jy gaan tik hom net so op jou sakrekenaar in. Maar jy gaan nou eers op jou sakrekenaar moet gaan doen. Sê nou maar eers minus 1 plus, dan die vierkantswortel gedeel deur jou noemer, en dan kan jy mos nou met jou sakrekenaar met daai pyltjies teruggaan, en dan kan jy daar die plus verander na die minus toe. Goed, maar as ons gaan net eers die vierkantswortel net bietjie vereenvoudig, kry ons vierkantswortel van 49, en dit kan ons dan nou verder gaan oplos met behulp van 'n sakrekenaar, is x is gelyk aan 0,5, of x gaan wees minus 0,67.
Baie belangrik, gaan kyk net mooi na die vraag. Indien hulle vir jou vra, laat jou antwoord in wortelvorm, dan stop jy by hierdie stap waar jy nog die vierkantswortel gedeelte het. Indien hulle egter vir jou sê, rondaf tot 1 desimaal of 2 desimale plekke, dan moet jy dit 'n stappie verder vat. Gaan werk asseblief deur die voorbeelde in jou handboek en dan kan jy jou huiswerk doen. Lekker werk!